Welkom by jou ma se potsending waar ons oor die mooi, die lekker, die lelik en die sleg. Ek voel ek het daai nou heeltemal opgeneem. Dis tyd vir 'n nuwe Ja, doing life with Jesus is waaroor ons gaan praat en ons het mini mikrofone julle. En dis baie cute. Dis super cute. Ons voel baie professioneel Ons nou. voel podcasterig. Ja. Ja. Mm. Voel dis nou official. Kyk as jy Mm. eers 'n mini mikrofoon het, dan is ons reg vir TikTok. Ons is Ja. reg om die wêreld nou aan te vat. Maar ons gaan aan met die reeks van die goddelike orde en ons tema van vandag is self-care, maar goddelike self-care. Want ons ervaar regtig dat God is heel bo en dan basies is dit is jy in die sin van jou en God se verhouding is bo al die ander goed. Mm. En dit is wat ons voel as Christene ons self-care is Ja. om tyd by God te spandeer want dit is waar jy blom. Mm. Ja. Maak nie saak waar jy geplant is nie. Nee, want hy gaan oral saam met jou. Ja. Hy's omnipresent. Mm. Ja. So, ek het vandag so baie gehuil. Ja. Ja, ek het. Self gisterond was ek al emosioneel. Ja, ons het gisteraand by die Sel Romeine gedoen wat super cool was. Elke vrou het 'n hoofstuk gekry om te doen en dit was regtig mind-blowing net hoe God net eintlik alles beplan en in beheer is van alles van selfs Adam se val af. Mm. En vir my is die goed wat ek ervaar regtig die Here op my hart gedruk het vir ons pot vandag, rus in God en secret place en ek kan nie onthou wat die derde ding was, maar ek kan onthou daar was 3 dinge. Dit sal seker ter my terug. Maar ek het vandag niks notes nie. Ek het ook nie verse nie. My verse is in my kop. Ek is armed with the sword of the spirit in my kop. En ja, ons gaan laat die Heilige Gees ons lei vandag. Gaan ons open in gebed. Let's do it. Here baie dankie dat ons weer eens die geleentheid het om U naam groot te maak. Help elke persoon wat luister en ons om te besef watter groot voorreg dit is om te kan praat met die Skepper van die heelal, om 'n verhouding te kan hê met die almagtige, alwetende, alomteenwoordige God, dat hy tyd by ons wil spandeer, saam ons wil wees en 'n inset in ons lewe wil hê. Leer ons om alles voor U voete neer te lê en volgens net U wil te leef. In die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Amen and amen. Come on somebody. Daar's 'n pastoor op YouTube, Pastor Vlad. En hy's 'n ek dink hy's 'n Hongaar en dan terwyl hy preach, dan psych homself op dan sê hy soos come on somebody, maar hy het so weird aksent en dan klink hy vir my soos Elvis. So dan elke keer die man come on somebody. Sê hy dit vir amper so liries. Ja. Ja. So wat ek ervaar het die laaste 2 weke, het ons laasweek 'n pot gedoen? Ons sê dit. Ja, laasweek was die week wat ek gesê het ek het ver van die Here af gevoel. Mm. En selfs tot Maandag het ek nog steeds ver van die Here gevoel, want ek het gevoel die Here is besig om my te leer om in hom te rus. Mm. En jy hoor dit nou weer, Dis maar okay, ons ja, het geweet ons is besig om ons moet ophou met mekaar praat net buite die podcast. Maar so wat ek gedoen het was letterlik ek was baie chill oor my verhouding met God. So ek het nie opgestaan in die oggende vir my Bybelstudie en worship en stilte tyd nie. Ek het soos in die bed gelê en bid en ek was soos this is rest. Dit is my idee van rus. En ek dink eintlik dit was soos 'n naweek wat die Here net regtig aan my geopenbaar het soos dit is nie rus nie, dit is ledigheid. Jy verstaan nie mooi nie. So rus is nie die absence of action in God nie. Dit beteken nie ons hou op om hom te seek en hom te pursue nie. Dit is dat ons confident is in die feit dat ons reeds gered is. So ons rus in sy reddingskrag, in die kruis, wat aan die kruis gebeur het, in sy verlossing. Ons
pursue hom nog steeds en ons love hom nog steeds en ons doen nog steeds die goed wat ons verhouding versterk met hom en ons oprig, maar ons doen dit nie uit vrees uit nie, ons doen dit nie om gered te word nie, ons doen dit nie omdat ons dink ons moet dit doen as ons Christene wil wees nie, ons doen dit uit liefde, omdat ons naby aan die persoon wil wees wat ons liewer het as enige iemand anders in die hele wêreld. Dankbaarheid. Yes. Soos baie keer as ek ook worship in die kerk, sal ek huil. En baie keer sal my kinders net nie verstaan nie en vir seentjies is dit 'n groot issue as 'n mamma huil. Soos hulle like dit nie, mans ook nie. Hulle ervaar dit altyd as iets is fout, maar dis regtig trane van dankbaarheid. En is eintlik so salwing, dis soos 'n release van jy is in hierdie moment, in hierdie presence en jy ervaar net hoe lief die Here jou het en jy kan nie anders as om overwhelmed te voel nie, want dit is nêrens anders ken jy sulke liefde nie. Perfekte liefde. Ja, romkom liefde bestaan net by Jesus en God, soos nêrens anders nie. Jesus voel met jou in die kombuisdans. Jesus wil sy kop teen jou kop sit, soos voorkoppe. Voorkop teen voorkop sit. Nou ja. Maar verstaan, Jesus is die bruidegom en dit is die tweede ding wat ek soos rus in God, die secret place is deel van rus in God en is deel van Christelike self-care. Soos ons is geroep om aan ons liefde geken te word. Ek dink ons het laasweek ook daaroor gepraat. En ons kan net lief hê as ons by God uitkom. Soos ek het hierdie week, ek dink vir jou ook gestuur van daai ek het met jou gepraat daaroor van die deel in daai beradingskursus wat gesê het soos jy kan net saai wat jy reeds in jou het. En ons kan nie lief hê sonder om by die bron van liefde uit te kom nie. En ons kan nie die lewe doen sonder God nie. Selfcare is nie 'n manicure en 'n haarblaas en 'n make-up en 'n pedicure en 'n wax en 'n lang bad. Daar's niks fout met enige van daai goed nie, maar dit is nie regtig wat jou koppie vol maak nie. Net God maak jou koppie vol. Hy is die enigste olie. En wat God by my opgebring het was die 10 bruidsmeisies. Toe ek nou dink aan soos Here, waar gaan ons praat vir self-care en die 10 bruidsmeisies, die gelykenis van die 10 bruidsmeisies waar 5 mos genoeg olie het en 5 het nie. En of hulle het olie, maar hulle het nie genoeg olie nie. En daai gelykenis wat ek nie 100% verstaan nie, maar wat ek het al gebid daaroor en wat die openbaring wat ek gekry het oor daai gelykenis is dat daai olie is die Heilige Gees. Die mense wat net 'n bietjie olie het en nie self genoeg olie het nie, is die mense wat nie self by die bron gaan olie kry het nie. Hulle wil bietjie van jou olie hê. Soos ek wil 'n preek luister en ek wil in die kerk sit en ek wil miskien sel toe gaan, maar ek spandeer nie tyd by die actual source wat my koppie tot oorvloed kan vul nie. En dan wil ek by ander mense my olie kry. Net en wat my soos dit wat my bewus maak van is dat daar gaan Christene wees wat die Heilige Gees in hulle het. Dis wat ek ervaar. So hierdie is nou nie biblical nie, maar dit is hoe ek dit sien. Want daai meisies het olie gehad en dit is die Heilige Gees. Is olie is 'n simbool van die Heilige Gees. So dit was Christene wat nie na die bruilof toe was nie. Verstaan jy, soos dit laat my dink aan daai ons het duiwels uitgedryf in U naam. Ons het al hierdie goed gedoen, maar ek ken jou nie. Jy het nie tyd by my spandeer nie. Ja, my naam het krag. Jy gaan enigiets nog steeds kan vra my naam en dit gaan gebeur. Maar dis soos name dropping. Ek kan sê ek ken vir die persoon en die persoon en die persoon. Nee, jy doen nie regtig nie. My niggie se Karel shout out to Brad and B het eendag vir haar gesê soos hy ken die ou van Carte Blanche. Toe weet jy, wat sy naam Derek ietsie? Derek Storm. Ja, en toe sê sy soos, hoe ken jy hom? En toe sê sy soos, ek het hom een keer ontmoet by die lughawe. So, dit is hoe party mense Jesus behandel. Verstaan, ek het een keer van hom gehoor by die kerk. Jy weet van Jesus. Jy
ken nie Jesus se hart nie. Mm. En baie keer sal mense sê, soos die Here ken my hart, soos ek hoef nie al daai goed te doen nie. Ek ken my hart, ek is onder genade. Genade is juis dat jy besef dat jy Jesus nodig het Mm. en dat jy juis is dat die woord jou lei om te weet, nee, jy moet iets van jou kant af Ja. ook insit. Ons het vanoggend ook daaroor gepraat soos jy is die bruid. So Mm. 'n bruid eers kies die man haar. Dit was jou openbaring, soos jy word gekies deur Jesus. Jy uitverkore, gekose. Hy kon enigiemand anders gehad het en hy het jou gekies. Dis wat 'n bruidegom doen. Maar as 'n bruid het jy dan ook 'n aandeel aan julle verhouding. Dis nie soos vader kind nie. Waar 'n kind is eintlik heeltemal afhanklik. Maar as 'n bruid het jy 'n bydra Ja. tot julle verhouding. En jy daai verlange om heeltyd by die persoon te wees en tyd by die persoon te spandeer. En ek dink dit is hoekom mense doen. Mense doen dit nie omdat jy moet of omdat jy voel dis wat ander mense wil hê jy moet doen nie. Dis omdat jy regtig 'n begeerte het om tyd te spandeer. Ek dink daai begeerte is wat ons moet hê. Yes. Dit was die ander ding, was jy moet jou kruis opneem. Dit is die derde ding van wat ek sien as Christelike self-care. Maar deel jy eers bietjie met ons wat jy gekry het, want ek praat nou weer baie vandag. Ek hou nog van as jy praat, is altyd lekker. So ek het vir my het gevoel daar's twee verskillende selfsorg en dit het ook baie uitgekom met Romeine wat ons hierdie week gelees het. En dit is interessant weer eens hoe dinge net so perfek uitwerk soos dit moet. So vir my voel dit daar's twee tipe selfsorg. Dis die wêreldse idee van selfsorg en wat die wêreld vir ons deur sosiale media en alles gee. Dit is selfsorg, dis wat jy moet doen om na jouself te kyk en dan ook God se idee. En dit kom vir my uit Romeine 12 vers 2. Wat sê en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. So 'n wêreldse idee en dis presies wat jy gesê het van het ons nie opgeneem nie. O nee, ons doen ons rekord hierso. Ja, ons rekord hierso. Okay, sorry. Ons praat nie, ons hou die mikrofone vas. Maar ons rekord nie met die mikrofone nie. Snaaks. Dis 'n professional en dan. Okay, Ek maar sit my mikrofoontjie neer. gaan aan. Ten minste rekord ons. As ek nou vir 'n derde keer my storie vandag moes vertel. Okay. Ek kan nie. Goed learning curve. Ja. So kom ons sê net die mikrofone werk nie op die rekenaar. Ja, hulle werk nie op die rekenaar, hulle werk op die foon. So nou rekord ons op die rekenaar, maar ons praat in die mikrofone en dit is net soos wag 'n bietjie. Iets maak nie nou sin nie. Okay, sorry Marina, gaan aan. Ek het nog gelag vir my Romeine 12 Nee. vers 2. Super offended vir 'n oom. Het ek iets gesê of verkeerd gelees? Maak hierdie glad nie sin behalwe vir my nie. In elk geval, so die wêreldse idee en dis baie wat jy ook gesê het, is wêreldse idee van self-care is spa, wyntyd saam met jou vriendinne, wine and Wine, ja. Wine en spilling the tea. En daai spilling the tea maak jou koppie leeg. En jy dink hy maak jou vol, hy maak jou leeg. En skinder was ook vir my groot ding want dis baie keer wat mense doen as jy by jou vriendinne bymekaar kom en jy is lekker gesellig en dan begin jy skinder. So dit was nogal vir my en dan God se idee voel dit vir my is ook tyd saam met hom stilte tyd en dan daar waar jy sê ek sal vir julle rus vir julle siele gee. En dit is die ware rus. Dis nie 'n rus wat jy kry nooit by 'n spa was en ek sê nie dis wat ons sê ons sê nie dis verkeerd nie. Gaan doen dit, gaan kuier met jou vriendinne. Verstaan dit gaan net oor jy moet besef dat niks jou gaatjies gaan vul en niks gaan jou hart vol maak en jou koppie vol maak soos God nie. Amen. Dit is die 100% die lyn vir my. En dan net wat die laaste versie vers 21 wat sê laat jou nie die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. En as hy teenwoordig is dan gaan daar nie plek wees vir slegte tee in daai koppie nie. Net lekker tee. Yes. Lekker peppermint tee met gin en melk. En ja, so vir my en dit is presies ook eintlik wat jy sê, soos ons dink en dit is die wêreld wat daai idee skep. Ons word gevul wanneer ons bedien word. Maar
want dit was die neem jou kruis op, is 'n vers in Matteus wat sê dat ons kruis moet opneem en hom moet volg, ons moet nie ons lewe lief hê nie, maar ons lewe juis neerlê. En dit is eintlik waarin ons selfcare kom. Soos ek het hierdie week besef dat om jou kruis op te neem, want baie keer dink ek maak ons dit soos 'n super spiritual ding, maar dit is om te doen waarvoor jy geskape is. Dis wat jou kruis opneem is en ek dink baie keer lees ons daai stuk en ons lees dit soos in 'n 'n stern way, soos die Here sê vir ons neem jou kruis op. Neem jou kruis op en volg my. Maar ek het besef hy pleit, want dit is soos alles in die woord, dit is wat die beste vir ons is. Soos as jy jou kruis opneem en begin doen wat hy jou geskaap het om te doen, dan gaan jou koppie vol word, want dis hoe hy jou gemaak het. Hy het jou gemaak dat daai dinge wat hy jou geroep het om te doen, jou battery vol maak. Hy's 'n goeie God. So ek meen soos hierdie pot. Ons is gemaak vir hierdie pot met ons klein mikrofoontjies. Maar verstaan jy, en is vir ons 'n joy. Dis vir ons 'n joy om dit te doen. Want ons het die genade daarvoor ontvang, want die Here het voor die skepping van die aarde geweet, ek en jy gaan nie op jou stoep sit en in mikrofone inpraat wat nie werk nie. En ons het 'n bol, verstaan jy? Dit is God se suffering is 'n deel van die lewe. Maar God se plan vir ons is voorspoed en nie teëspoed nie. So hy sou ons gemaak het met alles wat ons nodig het om te doen wat ons moet doen en dit te geniet. So ja, en wat ek net ervaar as 'n vrou en as 'n ma, jou kruis is om jou huisgesin te bedien. Ek het ook 'n teaching geluister, ek dink dit was van daai Robert ou wat praat van die courts of heaven. Kan jy sy van onthou? Henderson. Robert Henderson. En hy sê toe hy die eerste keer begin pastoor word het, ek weet nie of hy pastoor of dominee wat is nie, maar het hy by die kerk het die senior pastoor het hom basically gehelp om in te trek. En toe was die gras baie lank by sy huis. En toe sê die pastoor vir hom, moenie Sondag kerk toe kom as daai gras nie gesny is nie. En hy sê en dit was vir hom eintlik so 'n goeie les om te weet, soos jou eerste calling as man is om vir jou gesin te voorsien. Jou eerste calling as vrou is om 'n helpmeet vir jou man te wees, om jou kinders te versorg. Moenie want ewen ek dink gister het ek baie skroelgoed gewas want ons bediende was nie daar nie. Want ons sal gister mos die pot gedoen het, né? Ja. En toe sê hulle soos moenie daai pot doen as ons skroelgoed nie gewas is nie. Toe sê ek soos ek hoor u en weet jy wat, jy voel vervuld wanneer jy daai goed afgehandel het. Ons het ook hierdie week skottelgoed gewas want ek het die skottelgoedwasser gebruik. So ons het ook en dit was so lekker. Dit was tyd dat ek en my kinders mekaar spandeer het. Ons het grappies maak en dit gewas. En dis die ding, ons verstaan selfs dit wat vir jou soos 'n straf kan wees, kan soos 'n seëning wees as jy dit met die regte gesindheid doen. Ja. En dis waar dit gaan. Dit gaan jou pad gaan nie maklik wees as jy saam met God stap en as jy gehoorsaam is nie. Tog gaan nog steeds goed wees wat verkeerd loop soos my maandag. Ja. Maar jy gaan die krag deur genade kry en dit is die volgende versie of ekskuus 'n ander versie wat ek het is Judas 1:4 sê daar word vir ons krag gegee om die verkeerde te oorwin. So dit word vir ons krag gegee om dit in die regte manier te doen en dit maak jou koppie vol as jy weet ek het die toets deurstaan. Ja, dit maak jou koppie baie vol. My koppie baie vol as ek weet. Daai toets het ek Ja, as jy al 'n toets sien, as jy sê toets. Assesseer my. Ek is soos die stadiger maatjie. Ek is soos in die middel van die ding. Okay, wag, ek dink hierdie is dit. Dis is soos daai kind wat skryf jy vandag my kind, soos ons gesprek nou net. Wat skryf jy Afrikaans? Nee, Engels. Nee, wag, Afrikaans. Ja, dis presies ek. Ja. So ja, maar ja, God is goed en hy doen die lewe saam ons. En as jy op 'n plek is waar jy onvervuld, ongelukkig, onseker voel, spandeer tyd by God en begin ander dien. Ja. Dus ek dink is in Markus ook is in een van die Gospels. Nee, ek dink is in een van Paulus se boeke waar hy sê Jesus self het gesê it's better to give than to receive. Altyd met hy gebel terwyl ons die pot doen. Maar ja, ek dink dis dit vir vandag. So wees geseënd. The Lord bless you and keep you.
The Lord make his face shine upon you and be gracious towards you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Ek hoop julle het 'n geseënde, God-gevulde week. Ja.